Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus, leef in jou. Dit is my 'n groot voorreg om hier op Kruiskyk hierdie goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus met julle te deel. Daar in die ou dae, as die gelowiges by mekaar gekom het hulle altyd vir mekaar gesê, Jesus het opgestaan, hy het regtig opgestaan. En ek wil hê dat ek en jy daai manier van dink moet aankweek. In ander woorde, Jesus het regtig aarde toe gekom, hy het regtig opgestaan, hy het regtig vir ons sondes gesterf, hy het regtig ons ou lewe, ons ou manier of ons ou self, ons is regtig saam met hom gekruisig, ons het regtig saam met hom gesterf, ons het regtig saam met hom opgestaan en ons is nou regtig saam met hom in hemelse plekke. Dit is 'n basiese ding wat ons almal moet glo. Nou vandag wil ek bietjie gesels oor jou soeke na identiteit. As ons na die wêreld kyk en hoe mense leef en sosiale media, kan mens sien, almal wil erkenning hê, almal wil iets doen net om beter te voel, net om raak gesien te word. As mens kyk wat mense op sosiale media pos, selfs jong meisies, hoe hulle self ontbloot, net om aandag te kry, of die Engelse woord likes te kry. Baie mense se identiteit word vandag bepaal op hoeveel aanhangers hulle op sosiale media het, of oor hoeveel sogenaamde ek hou van of likes hulle op sosiale media gekry het. Maar hierdie wêreld wat ons in leef, mense wil jou identiteit bepaal deur jou sukses, deur geld, deur wie jy ken jy belangrike mense of nie, of mense wat presteer, hulle identiteit of hulle waarde, of sogenaamde waarde, word in hierdie wêreld baie hoër geag, as iemand wat dit dalk nou nie besef nie. Maar een ding wat ons moet besef is dat identiteit is nie iets wat jy bereik nie. Dit is iets wat jy ontvang. In ander woorde, my identiteit is wie ek in Christus is. Ek kan nie iets doen om in Christus te kom nie. Net soos wat jy niks kan doen om fisies gebore te word nie. Daar is 'n besluit tussen 'n ma en pa gewees en hulle het besluit om 'n kind te hê en daardie kind het dan in die lewe gekom. Wat het jy gedoen om gebore te word? Jy is net gebore. En ons moet dit ook besef dat ons is God se kinders. Ons is God se maaksel, geskape, die Bybel sê, in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So, baie belangrik op die beginpunt van hierdie boodskap. Jou identiteit word nie bepaal deur jou verlede nie. Dit word ook nie bepaal deur jou foute nie. Nie eers jou mislukkings nie. En dan baie belangrik, jou identiteit word nie bepaal deur hoe suksesvol jy is nie. As jy suksesvolle besigheidsman is jy 'n suksesvolle besigheidsman. Jy's nie 'n beter mens, byvoorbeeld as die verpleegster wat na mense kyk in die hospitaal, of as die polisieman wat dalk 'n klein salaris verdien en 'n goeie werk doen nie. In ander woorde, daar's verskillende rolle wat ons speel in hierdie wêreld, en daai rol is nie om jou self beter as ander te sien nie. Die Bybel is baie duidelik, dit sê, die een moet die ander hoër ag as homself. As ons na Jesus kyk, wat het hy ons geleer? Hy het gesê, leer by my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En dan gaan julle rus vir julle siele kry. Kan jy glo? Dink mooi daaraan. God het alles, die wêreld, die planete, die hemelruim, die heelal, deur Jesus geskep. En Jesus manifesteer in hierdie wêreld, en hy kom as iemand wat nederig en sagmoedig is. Hy kom as iemand wat ander dien. Kan jy sien die verskil? Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie.
Maar die Seun van die mens het gekom om te red en te soek wie of wat verlore was. En dit is wat Jesus gedoen het. Sy fokus was nie homself nie. Sy fokus was die Vader en die wil van die Vader. So ons moet besef dat ons identiteit, wie ons is vas. Dis in Christus. Een ding wat jy moet besef, en jy moet daai kop skuif maak, die Bybel is in die teenwoordige tyd geskryf. In ander woorde, God is mos, ek is wat ek is. Dis nie ek gaan word wie ek is nie, of ek was wie ek is nie. Hy is wat ek is. As hy iets sê, dan is dit. En dit is dieselfde met sy woord. As die woord byvoorbeeld sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Luister mooi na hierdie skrif, dit sê nie, jy gaan nuut word nie, dit sê nie, jy moet nou werk nie, dit sê nie, jy moet nou vir 'n week of 2 of 40 dae gaan vas en bid, om 'n beter weergawe van jouself te word nie. Dit sê, daai ou mens, wat van God geskei was, wat vasgevang is deur die wet en sonde en die dood. Daai ou mens het saam met Jesus gesterf, en daarom is jy nou 'n nuwe skepsel. Daar's hoeveel programme, daar's selfhelp programme wat mense deurgaan, selfs in die kerk vandag. Jy moet hierdie kursus doen, dan gaan jy beter wees, of jy moet hierdie kursus doen, dan gaan jy nader aan God wees. Ek dink ons moet daai ou koeie van ontslaa raak. As 1 Johannes 4 vers 15 sê, dat jy bely, wanneer jy bely, dat Jesus die Seun van God is, dan bly God in jou en jy in hom. Dink daaraan, hoe nader kan jy aan God wees as in hom? Hoe nader kan God in jou wees as in jou? Kan jy sien hoe ons manier van dink deur die jare en die ou manier van dink beïnvloed word? God roep jou nie eers as jy perfek is nie. Hy roep jou as jy gebroke, as jy onvervuld is, sodat hy jou in Christus kan plaas, sodat jy jouself daar kan ontdek, sodat jy nou bekragtig moet word, of bekragtig word deur die krag van God wat in jou is. Ons kan nie verander in ons eie krag nie, want as dit so was, dan was die hele koms van Jesus, sy kruisiging, dood en opstanding, moes nie die moeite werd nie. God het alles gedoen, sodat ek en jy alles kan wees wat hy vir ons beplan het. Al sy beloftes is ja en amen, en wat hy sê, sal gebeur. Toe Adam en Eva gesondig het, het hy van die hakskeen gepraat, van die slang wat jou in die hakskeen byt. Maar daar was 'n belofte, hy gaan jou dalk in die haksteen byt, maar Christus gaan sy kop vermorsel. En dis natuurlik wat gebeur het. So baie van ons hou nog vas aan vrees vir die duiwel, vrees vir oorerflike siektes, vrees vir vloeke wat oor ons kom. En wat die Bybel so duidelik is, Christus het vir ons 'n vloek geword deur aan 'n houtkruis te sterf, want daar's geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n houtkruis hang, sodat die seun van Abraham nou na ons toe kan kom. So as kind van God is ons vry. Die enigste ding waarmee ons sukkel is ons dink nie ons is vry nie, of ons glo nie ons is vry nie. En ek wil jou aanmoedig vandag, moenie onderskat wat Jesus gedoen het nie. Jy kan niks meer doen as wat hy gedoen het nie. Jy kan nie iets byvoeg nie. Jesus het sy lewe gegee. Hoekom? Sodat ons sy lewe kan hê.
Daarom noem die Bybel ons as erfgename van God en mede-erfgename saam met Christus. Jesus het nie gekom om 'n beter weergawe van jouself te wees nie. Hy het gekom om jou heeltemal nuut te maak. Daai gedeelte wat sê as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Daai nuwe skepsel is iemand wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Met ander woorde, jy is heeltemal nuut. Jou verlede, jou herkoms, waar jy vandaan kom, al daai goeters raak nietig. Dit raak niks seggend nie, as jy besef wie jou Vader is. Het julle al ooit gewonder hoekom Jesus gesê het, moet niemand op die aarde julle Vader noem nie, want julle het een Vader, hy wat in die hemele is. Jy sien, as jy weet wie jou Vader is, dan weet jy wat jou herkoms is, dan weet jy van waar kom jy. Met ander woorde, my van wat staan daar is, ek het 'n wêreldse geskiedenis en voorouers, maar dis in die natuurlike manier, of in die natuurlike wêreld, en dit is natuurlik so klein in vergelyking met wie ons in Christus is. Julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Ek hou van daai liedjie wat Leon Ferreira gesê, my pa is die koning van die heelal, jy weet. Dit maak mos van jou 'n prins en 'n prinses. As ons dink aan Paulus, toe hy nog Saulus was, hy het 100% geglo, hy doen God se wil, deur die Christene te vervolg. Hy het gedink deur die wet in mense se kele af te druk, doen hy die regte ding. Hy het toegelaat dat mense in die tronk gegooi word, dat mense vermoor word. Want hoekom? Sy manier van dink was verwronge. Hy het nog nie verstaan wie Jesus was en wat Jesus kom doen het nie. Op daai stadium het hulle nog nie besef dat Jesus gekom het om die wet te vervul nie. Hulle het nie besef dat Christus die einde van die wet is tot geregtigheid vir elkeen wat glo nie. Hulle het gedink jy moet werk om gered te word. En as ons na al die gelowe kyk vandag, wat mense glo, wat hulle moet doen om God te beïndruk, wat hulle moet doen om gered te word, en dan wonder hulle nog steeds of hulle goed genoeg is en of God hulle werklik gaan aanvaar. Ek en jy leef in 'n nuwe testament. Die Ou Testament bestaan nie meer nie. Die Bybel is so duidelik, dit sê dat ons sondes en ons skuld is aan die kruis vasgenaal. Toe Jesus gesterf het, toe sterf daai ou self van ons. En toe hy opstaan uit die dode, toe staan ek en jy op as nuwe wesens. Mense met 'n nuwe lewe, 'n nuwe manier van dink. Die Bybel sê ook, ons het die sin van Christus. Met ander woorde, ons het nou die vermoë om heilig te wees. Ons het die vermoë om anders te dink. Ons het die vermoë om soos Christus te gaan dink. Nadat Paulus vir Jesus ontmoet het, was hy 'n nuwe mens. Daai ou mens het glad nie meer bestaan nie. Hy het op die punt gekom waar hy Galasiërs 2 vers 20 gesê het, ek is saam met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God, en baie mense sê ook van die Seun van God. Onthou, God het elkeen van ons daai mate van geloof gegee, en dit is wat ek en jy moet besef, ons leef deur geloof en nie aanskouing nie. Om na jouself te kyk, hoe jy natuurlik is, na jou foute, dit is om na jouself te kyk in ongeloof. En ons weet dat, as jy na God toe gaan, moet jy glo, dat wat hy sê waar is, en dat hy 'n beloner is van sy woord. So jy kan nie in God se teenwoordigheid ingaan, as 'n sondaar nie.
maar ek is nie goed genoeg nie. As jy in God se teenwoordigheid inbeweeg, kan jy net inbeweeg as jy heilig en rein is. Met ander woorde, jy kan net inbeweeg in die gees. So Jesus het vir ons geword, geregtigheid uit God, heiligmaking en verlossing. Ek en jy kan nou in God se teenwoordigheid ingaan. Nie omdat ons goed is nie omdat ons iets gedoen het nie, maar omdat Jesus dit vir ons gedoen het. Ek kry baie, as ek terugvoer kry op my bediening, ek het 'n Christelike bediening wat se naam Jesus Christus leef in jou is, wat ek elke dag 'n geestelike boodskap, kort boodskap, in teks of audio, Afrikaans en Engels uitstuur vir mense. En weet jy hoe vry maak dit mense as hulle besef dat hulle goed genoeg vir God is? As daai skuldgevoel, daai ek is nie goed genoeg nie, weggevat word. As jy besef dat God jou regverdig gemaak het en dat jy nie kan regverdig word deur jou eie werke nie. Daar's baie skrifte in die Bybel wat mense so ligweg opneem. As jy na Efesiërs 2 kyk byvoorbeeld, wat sê, uit genade is julle gered, deur die geloof. Luister nou mooi, nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Ons moet verby daai punt kom waar ons dink, hierdie is 'n groot Christen en hierdie is 'n klein Christen, of hierdie persoon het so verhouding met God en daardie persoon so verhouding. Die Bybel is duidelik. Paulus leer ons in Efesiërs dat Jesus apostel, profete, herders, evangeliste en leraars gegee het om ons as heiliges toe te rus vir die werking van die evangelie. En dat ons almal kan kom tot die volle eenheid, tot die volmaakte Christus en in hom kan leef. Dit is wie ons is. Ons gee baie keer waarde aan titels. Die persoon is 'n apostel, die persoon is 'n profeet, of die persoon is 'n pastoor, of 'n herder, of 'n leraar. Dit beteken niks nie. Al daai mense word aangestel om God se seuns op te rig. So, as seun van God, is die hoogste titel wat jy kan hê. Jou pa, my pa, is die koning. Onthou, in Christus is 'n nuwe identiteit vir ons gereed. Dis geen prestasie wat jy moet dien of doen om dit te verdien nie. Al wat jy moet doen, jy moet dit glo. Dan belangrik, jou ou self moet sterf, sodat jou nuwe self kan lees. Ek wil vir julle 'n paar verse lees. Romeine 18, 8 vers 10, as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë sonde, maar die gees lewe van geregtigheid. Jou ou mens het geen heerskappy meer nie. Jou lewe kom nou uit God se gees uit. Hoor wat sê Johannes 12:24. Voorwaar ek sê julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Jesus het vir ons gesterf, sodat ons soos hy kan wees. Nadat hy gesterf het, is ons saam met hom opgestaan, en dit is ons identiteit. En ons moet saam met Paulus kan sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar dis Christus wat in my leef. Ek het vir julle 2 Korintiërs 5:17 genoem. Jy word nie 'n nuwe skepsel nie, jy is 'n nuwe skepsel. Baie keer aanvaar ons vergifnis, maar ons hou vas aan daai skuldgevoel. En jy moet leer om van dit ontslae te raak. So ver as die ooste van die weste is, so ver het God jou oortredinge van jou af verwyder. Baie mense glo dat Jesus hulle gered het, maar dan hou hulle nog vas in hierdie ou self. Daai ou self met sy probleme, hy het gesterf, en dit moet nie meer 'n faktor in jou lewe wees nie. Hoor wat sê Efesiërs 4:22.
dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan, en hoor wat moet jy doen, en julle met die nuwe mens beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. God het jou regverdig gemaak. 2 Korintiërs 5:21, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hoekom? Sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Romeine 8 leer ons ook vers 1, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So moenie toelaat dat mense jou veroordeel en laat glo dat jy nie goed genoeg is nie. Johannes 17 van vers 10. Hoor wat sê die vader vir die verlore seun, sy broer wat in die huis agtergebly het. Alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne. En ek is in hulle verheerlik, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. Dit was Jesus se woorde, en waar hy gesê het, heilig hulle Vader, bewaar in u naam, die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, soos ons een is. En in die gelykenis van die verlore seun, het die Vader presies dit vir die seun gesê, wat myne is joune. So baie keer leef ons so slawe en nie as kinders nie. En die Bybel sê in Galasiërs 4 vers 1, as jy 'n kind is in die geloof, dan is jy net soos 'n slaaf. Met ander woorde, al hierdie goed wat God vir jou gegee het, as jy soos 'n kind dink en nie soos 'n volwassene in Christus nie, gaan jy nie bereik en gaan jy nie erf wat God vir jou gegee het nie. Dit is daai gedeelte in Lukas 15:31 toe die vader vir daai seun gesê het, kind, jy's altyd by my en alles wat myne is joune. Baie van ons leef nog soos hy oudste seun. Ons wil hard werk en God probeer beïndruk. En dan leef jy sonder vreugde. Romeine 8:32 sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy hom nie ook saam met hom ons alles genadiglik skenk nie? Geestelike volwassenheid is om in jou identiteit te wandel, om te leef uit wie jy reeds is en nie wie jy gaan word nie. So hou op soek. God het jou gevind. Jy hoef hom nie meer te soek nie. Jy hoef nie te presteer nie. Jesus het presteer sodat ons kan wees wie ons is. En Paulus sê, deur die genade van God is ek wat ek is. En dit is ook wie jy is. 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God. Vader, dankie dat ons identiteit in Christus is. Dankie dat ons nie moet presteer om u guns te wen nie, maar dat Jesus presteer het en ons nou u kinders gemaak het. Leer elkeen van ons om dit te glo en dit te beleef en te leef en te wees wie u ons gemaak het om te wees. Ons eer u daarvoor en ons bid dit in Jesus se magtige naam. Amen.